Nou kom ons by die eintlike sleutelvers en die fokusvers. Ons sien dit in 1 Johannes 2, vers 15, 16 en 17. Moenie die wêreld lief hê of die dinge wat, let wel, in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader, onderstreep dit, is die liefde van die Vader nie in hom nie. Want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees, die begeerlikheid van die oë, die grootsheid van die lewe, is nie uit die Vader nie, maar uit die wêreld. En die wêreld gaan verby en sy begeerlikheid. Maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Daai woordjie ewig, wat so opspring. Nou in alles wat ek so ver gesê het, oor die voorlewe van God, kan jy sien hoe diep die liefde van God is vir sy kinders. Hoe diep die liefde van die Here teruggaan in sy kinders. Dat in sy voorlewe het hy klaar besluit en 'n gebod vasgestel. En het gebaseer op 'n belofte, want hy weet hy kan nie lieg nie. Het hy vir ons gesê, ons gaan gered word deur die ewige lewe wat Christus uit die Godlewe van die Vader ontvang het, toe hy as God uit God gegenereer is. Verstaan jy wat ek sê? Toe Christus gegenereer is uit God uit, deur God self, het die Here gesê, hierdie lewe wat hierdie Christus het nou geword die ewige, standhoudende lewe van die gelowige. Dis hoekom dit belangrik is om te bly in Christus. Hoe bly ek in Christus? Dis nie iets wat ek doen of werk of merit nie, dit is in die eerste plek 'n liefdesverhouding met Christus. Dat hy alles in my oorheers en domineer. Dat ek weet ek is verlore sonder hom. Dat ek weet dat hy is my lewe. Dat ek weet hy is my godsaligheid. Dat ek weet hy is my Here. Hy is die waaragtige God en die ewige lewe, en deur hom het ek gekom in die voorhowe van God, agter en binne die voorhangsel. As jy sien hoe diep hierdie doel van God teruggaan, hoe ernstig hy was om jou te red. Jou redding was dat God sy eie Godlewe in jou gaan plaas. Dit gaan jou Godlewe wees, dierbare. Hy het dit beloof en hy het dit vasgestel as 'n gebod, sê Titus. Die Here het dit klaar vasgestel en vasgemaak in die hemele. En toe Christus kom, toe word Christus daardie reddende lewe, wat daardie lewe van God in ons bring, die waaragtige God en die ewige lewe. Julle mag sê ek gebruik baie herhaling, maar ek wil hê julle moet hierdie konsep begryp. Nou, as jy in hierdie openbaring van Christus inkom, kyk wat sê die apostel Johannes in die eerste paar verse van 1 Johannes, wat van die begin af was. Hierdie, wat van die begin af was, verwys na die voorlewe van God. Wat van die begin af was. Wat ons gehoor het. Wat ons met ons oë gesien het. Wat ons aanskou het. Wat het Jesus vir die disippels gesê? Ek is voor Abraham. Wat het daar gesê? Jesus, ek glo u is die lewende God, die Seun van
God. En Jesus sê, vlees en bloed het dit jou nie aan jou openbaar nie. So wat Christus alreeds van die beginspoor af bekend gemaak het. Kyk wat sê hy. Hy sê, want vir ons is 'n seun gebore, en hy sal genoem word waaragtige God. Onthou jy daai vers? Waaragtige God. Dit is wat aan ons bekend was. Bekend gemaak was deur Christus dat hy is God. Duivels het dit erken. Mense het dit erken. Mense het dit gesien. Mense het dit gehoor. Want voor Abraham was, is ek. Hulle het hom verwerp. Kan jy sien hoe kosbaar is hierdie wat van die begin af was? Maar in elk geval, wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien het, wat ons aanskou het en ons hande getas het, aangaande die woord van die lewe. En die lewe is geopenbaar. En ons het dit gesien, en ons getuig en verkondig aan julle die ewige lewe wat by die Vader was, en aan ons geopenbaar is. Wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle ook gemeenskap met ons kan hê. En ons gemeenskap is met die Vader en met sy Seun Jesus Christus, en hy skryf hierdie dinge aan julle, sodat julle blydskap volkome kan wees. Wat sê jy, Puna? Wat ek vir jou sê, is hoe kan jy nog die wêreld lief hê? Hoor jy Johannes praat van, hoe kan jy die wêreld lief hê? Want dit is nie uit die Vader uit nie. Die begeerlikheid van die vlees, die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe is nie vanuit die Vader nie. Maar wat vanuit die Vader wel is die lewe wat hy was, die lewe wat hy is, die lewe wat hy altyd sal wees, en die lewe wat hy aan ons gegee het in Christus Jesus. As jy kan kom tot hierdie openbaring van hierdie Christus wat in jou God se eie persoonlike lewe is, wat in jou is. As jy toelaat dat die Heilige Gees dit aan jou kan openbaar. En jy hou op om die kruis te skei van die redding. Jy sien, want ons sien net ons redding as op die kruis. Daar is my sonde gewas en daar is ek gered. Nee, die redding kom vanuit die lewe wat vanuit die kruis gekom het. Christus, die ewige lewe en die waaragtige God. Dit is waar jou redding is. Maar ons is so lief om te bly by die kruis, te bly by sondebewustheid, te bly by onwaardigheid. En ons beweeg nie aan na volwassenheid in die lewe en in die kennis van Christus nie. Wat sê die Here in Hosea? Hy sê, my volk gaan te gronde weens 'n tekort aan kennis. En die Here sê, ook in Hosea, hy sê, ek het nie begeerlikheid. Ek begeer nie brandoffers en dankoffers nie, maar kennis. Kennis. Jy sien, die Here wil hê, ons moet hierdie Vader ken. Maar ons ken hom net as God wat ons verlos het, en God wat ons gaan straf, ons sien hom nie as Vader nie. Hierdie wêreld en sy liefde en sy drang is nie uit die Vader uit nie. Wat uit die Vader uit is die Christus wat uit hom gegenereer is. Wat uit die Vader uit is die saad van die Vader, Christus Jesus, wat hy in ons geplaas het en waarmee ons tot die lewe van God getree het.
Hierdie Christus in ons is die saad van die Vader. Ons is uit die Vader se saad gebore. Uit Christus, die waaragtige God, is ons gebore uit sy lewe. God het beloof en het dit vasgestel as 'n gebod dat ons gaan lewe, nie net in die verlossing en die vergifnis van sonde nie. Ons nie net gaan lewe in die belydenis van sonde en die belydenis van ongeregtigheid en die belydenis van skuld nie, maar dat ons gaan bly in hierdie Christus wat lewe. Hierdie Christus wat in my lewe en hierdie Christus wat in my die God lewe is en hierdie Christus in my deur wie ek in hierdie God lewe deel het en aan die goddelike natuur deel het. Ek weet ek praat diep dinge vandag, maar dit is dinge die wat vir julle ontsaglik belangrik moet wees. Jy sien, dis nie die kruis wat gered het nie. Ekskuus tog, dis die kruis wat verlos het. Wat die bloed van Jesus gekom het en ons gereinig en geheilig het en ons versoen het met die Vader. Waarin is ons versoen? Luister wat sê die apostel Paulus in Kolossense. Want ons hoor so baie van versoening en versoening en versoening, maar ons weet nie altyd wat hierdie versoening is nie. As julle dan saam met Christus, Kolossense 3:1, as julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is. En aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. Want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus wat ons lewe is geopenbaar word, dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Dan sê Johannes verder ook. Hy sê dit is nie noodwendig dat ons gaan weet wat ons is nie. Hy sê maar ons gaan wees soos hy is. Luister wat sê Johannes in 1 Johannes 3. Kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat dit hom nie geken het nie. Wat sê Johannes? Dit wat julle geken het van die begin af, dat die vaders wat God geken het van die begin af, en as hy praat van die vaders wat God geken het van die begin af, praat hy van die Christene en die gelowiges wat tot volwassenheid gekom het in die begrip en die openbaring van die Vader en die begrip en die openbaring van die Vader se voorlewe gehad het en wat as Christus in ons geopenbaar is. Hy sê, om hierdie rede ken die wêreld ons, omdat dit hom nie geken het. Geliefdes, nou is ons kinders van God en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat ons, as hy verskyn, aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. En elkeen wat hierdie hoop op hom het, reinig homself soos hy rein is. En sê, elkeen wat die sonde doen, doen ook die wetteloosheid, want die sonde is wetteloosheid. En julle weet dat hy verskyn het om ons sondes weg te neem, en geen sonde is in hom nie. Dis 'n baie belangrike vers daai. Die lewe van God wat in jou geplaas is 'n sondelose lewe. Dis 'n lewe waar jy in die heerlikheid van God ingebring is en waar jy in die heerlikheid van God ingeplaas was en waar jou lewe in Christus in God verborge is. Hoe kan jy dan nog steeds vir hierdie wêreld lief wees? Want dit wat uit die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees, die begeerlikheid van die oë, die grootsheid van die lewe,
gaan omtrent my verhouding met die uiterlike, my verhouding met hierdie wêreld, en hierdie wêreld is nie uit God nie. Maar ek en jy en Christus is uit God gebore, vanuit sy saad. As jy dit besef, en jy besef hoe ver en hoe diep terug hierdie lewe van Christus in jou teruggaan, tot en met die voorlewe van Vader, dan gaan jy sien dat ons God was eerste 'n Vader, wat besluit het, ek gaan my lewe, my hele lewe, alles in julle kom in plaas in die persoon van Christus. En soos julle my leer en in my salwing bly en leer van my en in hom bly, op grond van die openbaring van die Heilige Gees aan die skrifte, dan gaan julle op 'n plek kom eendag waar julle die hoë roeping van Christus gaan kry. Die hoë roeping van God in Christus, waar God daardie voorlewe wat hy gewees het, God wat hy is as homself, by jou gaan kom in plaas. Jy kan nie hierdie wêreld meer lief hê nie. Want as jy besef hoe diep hierdie redding van God teruggaan tot by sy voorlewe, hoe, geliefde, kan jy nog vir hierdie wêreld lief wees? Hoe kan jy nog in voorspoedsteologie wees? Hoe kan jy nog in die woorde van geloof bediening wees? Hoe kan jy nog wees in 'n uiterlike bediening van tekens en wonderwerke en vleeslike werke en vreeslike take? Hoe kan jy nog daarin wil wees, dit wat nie uit die Vader is nie? Dat jy eerder dit verkies wat uit die wêreld is en nie uit die Vader nie, bo dit wat uit God is, hy wie uit God gegenereer is, Christus Jesus. Hoe kan jy dan nie net in hom wil bly, deur hom verswelg te word en deur hom verorber te word nie? Hoe kan jy as 'n wedergebore kind van die Here nog in die grootsheid van die lewe, die grootsheid van die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë, hoe kan jy nog daarin lewe? Want weet jy hoekom? Want jy het nog nie besef hoe diep en hoe ver hierdie reddingslewe van God werklik teruggaan. Nou ja, ons sal later op 'n stadium weer praat. Tot ons weer gesels, die Here seën julle. Like, subscribe en stuur aan. En asseblief, my e-pos is daaronder. As julle vrae het en dinge wil bespreek, kontak my gerus deur e-pos. My telefoonnommer is ook daar en daarop sal julle ook my WhatsApp kan kry. Tot die Here kom om ons te haal of tot ons mekaar weer sien. Die genade van God in Christus Jesus. Sy lewe is in jou en is jou lewe. Amen.